jaar en jy kom nou pop-up te kry in Bottelwan. So, dit is nogal goeie motivering. Ek weet jaar nie, jy doen het weet nie. So, dit is alles goeie motivering. Maar goed, waar geen verjaar sal ek sien, ons volgende pop-up, soos ek reeds genoem het, doen die Thomas doen vanoggend in Harties. En dan is die volgende een volgens my eers die 15de September. Dan is die Thomas hierso in Pretoria. En dan die 22ste is ek weer on duty. Maar hou maar net op social media dop, ons sal alles daar so uitsit, wanneer, waar en so aan. Dis toch die hele punt van die pop-up, dit gebeur spontaan ergens en jy vind dit eers op 'n Woensdag uit van die pop-up. So hou maar net op socials dan, daar so op bedankings, net vir my vrou daarvoor, Michelle, die gasvrou, sy sal dit al so uitwys. Baie dankie vir al jou harde werk en jou moeite. So, ek maak die gebruik, sy hierdie week, was er die hele week in Potch gewees, hulle is bezig om nieuwe stappe in te rig, so was hierdie week een tap oor in Potch. So sy was heel week weg van die huis af, toe kom sy gister spesiaal terug om saam met rugby te kyk, en om vanoggend die pop-up se gasvrou te wees. So, baie dankie vir jou waardeerde, en sterkte ook in die week, en so seker die nieuwe tap gaan my en daar so doen. Dan vir Diane en haar besigheid, baie dankie vir al haar reëlings en moeite. Vir Tian en Gerdus, of as ek reg is, as julle saamspeel, is dit 2 in 1. Ja, ek het net gesê vir julle maak, dit is 2 gevaar, of so. Ja, 2 in 1, baie dankie vir julle moeite, dat julle gefundeer is. En vir Kobus wat ons probeer verduidelik het hoe die klank werk, ons is besig om ons beste te doen. Asseblief sien nie lekker kan hoor nie, wys maar net, dan sal ons ietsie daar so stel. Vir Jaco, wat die kinderkerk vir ons ran, baie dankie daarso. En dan, wie mis ek? Natuurlijk vir Social Girl. Thank you to all of you guys. Het is altyd vir ons baie lekker om hier so te wees. It's a big pleasure. Thank you guys so much. En natuurlijk vir elkeen van u. Pop-up sal nie 'n moontlikheid of 'n sukses kan wees, sonder elke poppeling wat ons gereeld en getrou ondersteun. So baie dankie vir elkeen van julle. Laaste afkondiging, ek wil net noem die golfdag, vir die van u wat nou nie laas week hier was nie, die golfdag was 'n enorme sukses, dit was rarig, dit was 'n baie lekker dag, ek dink ek het die bediening goed gedoen, baie nuwe gesigte by die pop-ups en by die kerk gekry, baie lekker gesocial met die mense, dit was rarig net 'n ongelooflike sukses. So weer eens baie dankie aan elkeen van julle wat 'n bydrae gemaak het, 'n vuurbal geborg het, 'n gaatjie saam kom speel het, maak nie saak wat die pryse, baie dankie vir elkeen van julle. Dan ons laaste bydraes, yes, daarso is die box, net vir die mense wat niet is, al lees jy op die vlerk op die tafel, as jy voel, jy wil graag hierdie bediening ondersteun, en jy wil ietsie daarso gee, daar's 3 maniere, alles staan so mooi op die vlerk, jy kan net die kontant insit, of die SnapScan, of die EFT, en dan net weer vir ons die vlerk terug in die box gooi. Kan ek net wel vra, indien iemand EFT of SnapScan, gebruik net die verwyse in Pretoria, want as dit die self of TTA, want as dit 'n naweek is vir haar Harties een ook terselfde tyd is dit baie moeilik om te sien hoe, wat, waar en so aan. So asseblief gebruik net daardie verwysing as ons so kan vra en as jy bydrae so maak. Ek dink dit is dan al ons afkondigings, niks laaste goedjies en dit nie elkaar. So, ek wil dan vir die tweede vraag, wat 2 in 1 vraag, om ons asseblief gereed te maak om so 'n inleidende gedeelte te speel vir ons tema van volgende. Maar gee ons ook die kelner se kans, ek dink die meeste koffies is daar by die tafel, bestellings is in, so ons kan nou so 'n bietjie begin rustig raak. En ek wil jou regtig vra vanoggend dat vergeet van die week wat verby is en vergeet van die week wat op pad is, maar gebruik regtig hierdie oomblik en bring jou hart na die Here. Dit is teenwoordig in hierdie diens en soos wat ons dan ook nou gaan begin met ons tema. Die interessante ene vanoggend, die tema is waar woorde verder loop. Ek het nog eens lang gedink oor daai enetjie en ek seker jy sal agterkom wat ek daarmee bedoel soos wat hierdie preek aangaan. Maar soos wat ons nou hierdie eerste dag van lente vier, dan saam met dit kom daar natuurlik hierdie opgewondenheid oor, ek weet nie die donderdag so 'n denking geluister nie, maar 'n mens kan nie help om opgewonde te raak oor die verandering wat kom saam met die lente nie. Die lang, koue, donker dae van die winter is nou vir eers agter ons en ons begin uitsien na elke bloeisel wat ons om ons sien, wat begin bot. Ons sien uit na die nuwe seisoen. Die lente is verby. Ag, die lente is hier, punt. Winter is verby, punt. Daar is vir my 'n probleem met daai 2 kort sinnetjies. Want sien,
nie noodwendig die struktuur of die woorde of die spelling of die woord nie so nie, ek dink dit is maklike woorde om te spel. Maar dis nie wat die probleem vir my lê nie. Die probleem lê vir my by daardie punt, waar daardie sinne so kort knip. Maar dis my amper half asof deur 'n punt daar te sit, probeer ons iets baie finaals te maak van iets wat ons regtig nie so uitspraak oor kan maak. En dis in elk geval nie hoe ons seisoene ervaar. Ek persoonlik dink dat 'n komma sal baie beter werk aan die einde van elkeen van haar sin. Jy weet, lente is hier, komma, of voel dit nog nie regtig so nie. Winter is verby, komma, alhoewel ek nie dink dit al klaar gepraat is. Na die komma is juis waar woorde verder loop. Kom ons luister. Dankie. Is daar klomp grammaties reëls en tekens wat ons help om struktuur en orde te vind aan ons sin. 'n eenvoudige voorbeeld is in hierdie volgende sin. Kom ons eet oupa. Teenoor kom ons eet, komma, oupa. 'n klein voorbeeld van hoe ietsie eenvoudig soos 'n leesteken 'n enorme verwarring kan voorkom. Want as 'n mens nie daar komma daarso sit nie, dan klink dit amper half asof dit 'n verskriklike voorstel is. Nie waar nie? So is leestekens daar om ons te help om sinne struktureer en ook laat die leser, wanneer hulle dit lees, nie so 'n misverstand sal maak nie. Leestekens is amper soos die verkeerstekens as dit kom by 'n stop. Jy weet die punt is die rooi lig, waar 'n komma is meer soos 'n geel lig. En die komma punt is nou weer net 'n stopteken. So het ons al hierdie verskillende leestekens wat ons help om sin te maak van ons sinne. Nou ek persoonlik is baie lief daarvoor om 'n komma te gebruik wanneer ek skryf. Komma. Want dit is hoe ek dink en ook praat baie keer, komma. En 'n komma is juist daar om 'n ruspunt aan te dui in 'n sin, komma. 'n ruspunt, komma. Bedoelend, komma. My gedagte, komma, of train of thought is nog nie reg klaar nie, komma. So daarom gebruik ek verskriklik baie kommas wanneer ek skryf. Punt. Nie bekommer nie, komma. Ek gaan nie die hele preek lank so praat nie. Punt. Maar dit gee hulle net 'n idee van hoe baie kommas ek gebruik wanneer ek skryf. Daar is blykbaar vir my net iets ongelooflik finaals daarvan om 'n punt te gebruik. Ek hou nie daarvan. En dit is amper asof ek my gedagte of die train of thought of die storie of die sin probeer kortknip waar ek eintlik nog nie daarmee verby of daarmee klaar is nie. So ek gebruik heeltyd hierdie kommas want ek hou van die moontlikheid wat dit vir my skep. Die sin is nog nie klaar nie. Die woorde kan 'n bietjie verder loop. Die gedagte kan so 'n bietjie verder loop. Nou ek weet daar is mense wat nie saam met my stem nie, soos 'n Afrikaanse onderwyser vir een. Hy was nie mal daaroor dat ek so baie kommas gebruik as ek skryf nie.
En ek seker ons mense hierso wat ook van my sal verskil en sê dit is nie hoe mens skryf nie. Nou, elkeen van ons is uniek en ek sê nie ek's reg nie, ek sê nie iemand anders is verkeerd nie, maar ek sê nie dit is hoe ek dit doen. Daar's niks verkeerd daarmee om kortsinne te skryf nie, punt. Jy kan skryf hoe jy wil, punt. Elkeen is sy eie mens, punt. Daai werk net nie vir my nie. Dis nie hoe ek dink nie, dis nie hoe ek praat nie, so dis nie hoe ek skryf nie. Inteendeel, dit voel vir my asof mense wat baie punte in hulle sinne gebruik, is daai selfde tipe mense wat vir jou so 300 WhatsApps binne 'n minuut stuur, wat elkeen net 3 woorde het. Hallo, hoe gaan dit? Wat maak jy? Wil jy braai? Nie as ons so kan praat nie. Definitief nie. Maar as jy dalk 'n persoon is wat so skryf, dink of praat, daar is niks verkeerd daarmee. Soos ek sê, elke persoon is hulle eie unieke mens. Maar kan ek net sê dat as dit kom by die skryf van ons lewensverhale en die ganse mensdom se lewensverhale, dan dink ek God verkies ook eintlik meer om die komma te gebruik. Dink byvoorbeeld aan Josef se verhaal. Hy word in 'n put gegooi om dood te gaan, punt. God gebruik 'n komma. Hy kom uit die put uit en hy word verkoop as 'n slaaf in Egipte, waar hy as 'n slaaf sal werk totdat hy dood is eendag, punt. Nee, hy eindig op in hierdie ryk Egiptenaar, as 'n manager van hierdie ryk Egiptenaar se besit, waar hy seker sou werk as 'n slaaf tot hy dood gaan, punt. Nee, God gebruik 'n komma. Selfs daarso gebruik God 'n komma. Hy word vals beskuldig van iets wat hy nie gedoen het nie, en hy word as 'n slaaf in die tronk gegooi, sekerlik 'n punt. God gebruik 'n komma. Hy eindig op as tweede in bevel van die hele Egipte en hy red baie lewens. Nog 'n voorbeeld, Moses en die Israeliete. Daar's ons hulle besig om weg te trek uit Egipte uit. Hulle loop hulle vas teen die Rooi See met die Egiptiese leer wat agter hulle aangehardloop kom. Sekerlik is dit 'n punt. Want hulle staan voor 'n letterlike doodloopstraat. God gebruik 'n komma en die see skeurwig. Daniël word in die leeukuil gegooi. 'n Leeu is 'n hongerding. Punt. God gebruik 'n komma. Die leeu se monde is gesluit. Daniël staan daaruit. Soveel voorbeelde deur die Bybel waar ons sou 'n punt wou sit. Maar dan sit God 'n komma daar, want die storie is nog nie verby nie. Die verhaal is nog nie verby nie. God het nog nie klaar gepraat nie. En sien, die ding is dat as dit nie vir God was nie, sou dit tegnies nie verkeerd gewees het om 'n punt daar te sit nie. Want sonder God sou dit waarskynlik die einde gewees het. Maar God tree in. God tree elke keer in hierdie onmoontlike situasies. Sarah kon nie swanger word nie. Jericho se mure was te hoog. Gideon se 300 Staniekaans teen die duisende. Jona word ingesluk deur 'n vis. Elia is die laaste profeet, omring deur honderde van hierdie Baal-profete, en ken jy wat, hy het gedink hy is die enigste gelowige wat oor is. Jesus word gekruisig, die Messias, die verwagte hoop van die wêreld, eindig God in 'n graf. Dit is alles hierdie onmoontlike situasies, en by die graf van Jesus Christus het dit gelyk en gevoel vir die wêreld as dit finaal die punt is. Dit is die einde van alles. Duisende jare se profeseë en afwagting wat doodloop tot 'n graf. Al hierdie onmoontlike situasies waar ons as mense 'n punt wil maak en sê die storie is verby, die sin is verby, die paragraaf is verby, maar God kom en hy maak daardie punt 'n komma, want hy is nog nie klaar gepraat nie. Die storie is nog nie verby nie. Sarah word swanger, Jericho se mure val, Gideon se 300 verslaan die duisende, Jona word uitgespoeg deur die vis, Elia oorwin oor al die Baal-profete, Jesus Christus staan op uit die dood, die graf is leeg. En voor hierdie oop graf begin, hierdie oop graf is sekerlik die begin van die grootste en die mees asemrowendste reddingwerk wat God ooit gedoen het, en ooit sal doen. Die bekende teoloog en ook outeur van die boek The Message, Eugene Peterson, hy sê
in Engels, verskoon asseblief. Hy sê dat the Christian life begins where people are gathered at a place of impossibility, namely the tomb. Hy sê dit is juist daarso by die plek van onmoontlikheid waar die Christene se lewe saam begin. Want as jy regtig daaroor dink, is dit tog die enigste ding waaroor ons as gelowiges saamstem. Jy het soveel verskillende kerke met soveel verskillende goed preek en soveel verskillende reëls het en op soveel verskillende goed fokus. Die enigste ding wat ons werklik oor saamstem is dat Jesus Christus het opgestaan uit die dood. Hoe absurd is dit dat by hierdie plek van onmoontlikheid, 'n graf, dis waar ons saamkom. Dis waar die Christen se lewe begin. So nou wil ek jou volgende vra, was jy al ooit op 'n plek van onmoontlikheid? Miskien daar waar jy gestaan het voor die graf van 'n geliefde, waar jy jouself nog steeds probeer sê dat hierdie is net 'n nare nagmerrie. Was jy dalk ooit op 'n plek waar jy 'n verbrokkelende huwelik se stukkies probeer optel en weer aan mekaar sit? Miskien is die plek van onmoontlikheid daar waar jy gewens het, jy kon die horlosie terugdraai voordat jy of jou geliefde door die slegte besluite gemaak het. Dalk was jy op 'n plek waar jy net 'n punt wou sit wat jou werk of jou gesondheid aanbetref, want daar is geen vorentoe gaan met hierdie. Was jy ooit so swartgalig gewees oor hoe ons hierdie aarde hanteer, die klimaatverandering wat gebeur en die rampspoedige gevolge daarvan, of miskien oor politiese onrus en onregverdigheid, wat jou net hier binne laat voel, wat is die punt? Dis 'n onmoontlike situasie, waar kan ek begin, hoe kan ek 'n verskil maak? Dit is juist by daai onmoontlike situasies, wat Petersen sê, waar die Christelike lewe begin. Dis daar waar ons mekaar ontmoet, in hierdie onmoontlike situasies. Want kyk, hy gaan aan om te sê, dis juist in hierdie onmoontlikheid waar die opstandingslewe begin. Want is in daardie besef dat die graf is 'n werklikheid, dit het gebeur, maar saam met dit het Jesus ook opgestaan, dit is ook 'n werklikheid, dit het gebeur. En saam met ons staan ons dan ook so op. So dis juist by die plekke van onmoontlikheid waar die opstandingslewe begin. Dis daar waar ons nie 'n uitweg sien, of dit wat ons sien as onmoontlik, dis daar waar die Heilige Gees dit vir ons moontlik maak. Of anders gestel, die Heilige Gees vat die onmoontlike, dit wat ons nie dink kan gebeur nie, en hy maak dit vir ons 'n realiteit. God gaan en hy vat daardie punt wat ons wil sit aan die einde van die sin, of die paragraaf, die hoofstuk op die boek, en hy verander dit in 'n komma, want hy is nog nie klaar gepraat. Die jou storie eindig nie daar nie, die sin, die hoofstuk, die paragraaf, dit is nie waar dit eindig. Ons talle voorbeelde van hierdie reg deur die Bybel, maar ek wil vanoggend fokus op seker die grootste komma wat God al ooit in my en jou verhale geplaas het. En dit is die komma wat gekom het toe Jesus Christus opgestaan het uit die dood, toe hy die dood oorwin het en 'n ewige komma geplaas het, daar waar die punt gehang het van sonde en straf en oordeel. Het hy gekom en hy het ons die geleentheid gegee tot vernuwing en tot nuwe lewe. So, wat bedoel ek daarmee? In die Bybel leer ons in Romeine 6 vanaf vers 23 dat die loon van die sonde is die dood. Punt. Dis 'n baie eenvoudige transaksie. Sonde verdien die dood, of die prys van die sonde is die dood. So daarom enige iemand wat sondig verdien die dood. Dit is die prys wat moet betaal word daarvoor. So, dis half hierdie finale punt wat hang oor die koppe van ons as mens, oor die sondaars. Dis half asof ons vasgevang word in hierdie doodloopstraat van sonde en van oordeel. Dis waar ons onsself bevind het, want dit is die prys van sonde. Dit moet veroordeel word, dit moet gestraf word. Om dit anders te stel, so basies as jy ooit in jou lewe gesondig het, of gesonder was, of tans vol sonde is, en jou lewe sou moontlik op 'n manier beëindig word, sonder dat jy 'n bok of 'n skaap of 'n duif of 'n ram of ietsie moes geslag het vir jou sonde,
dan was dit op jou. En dis hoekom hulle die offers gemaak het. Die prys van die sonde is die dood. Daarom offer hulle iets in plaas van hulle self. Dit was ons lot. God is goed en regverdig. En omdat hy goed en regverdig is, straf hy dit wat nie is nie. Daarom moet sonde gestraf word. Dit moet mee afgereken word. Dit kan nie net vir ewig daar bly nie. Dit was ons lot. Punt. En weer eens, soos ek vroeër genoem het, sal ons nie verkeerd wees om 'n punt daar te sit nie. Want daar is absoluut niks wat ek en jy kan kon of ooit sou kon doen om daardie te verander nie. Dit is die reël, dit is die wet. Die prys van die sonde is die dood. En God weet dat daar is niks wat ons kan doen omtrent dit nie. So daarom het God self ingetree. En hy het daai punt wat daar so was, net so klein sterkie gegee deur Jesus Christus, sodat elke liewe een van ons wat in en deur Jesus Christus lewe, nie meer onder daardie punt, daardie oordeel, daardie swaard van sonde en straf hoef te leef nie. Nou ek weet, dit is baie tegnies, en baie wat ek nou gesê, maar Paulus verduidelik die konsep eintlik verskriklik mooi in Romeine 8. Nou ek wil vir ons die gedeelte lees en ek wil jou reg uitdaag om te luister. Ek het dit mooi paragrafies gesit en ek hoop ek gaan dit ook goed kan oordra. Want hierdie is iets wat ek voel ons te veel kere mis. Hierdie ongelooflike werk, hierdie almal wat God in ons lewens ingebring het. Wat hy self ingebring het, wat hy geweet ons sal dit nooit uit ons eie uit kan doen. So ek wil ons gedeelte lees uit Romeine 8 vanaf vers 1. En dan nou alles wat ek gesê het, hou dit in gedagte. Paulus skryf vir ons, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Die wet van die Gees, wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was. Daarom het God dit gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun en dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur die sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Dis die prys daarvan. Maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan nie. Die wet wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Ons lees dit tot sover. Theoloog N.T. Wright het ergens geskryf dat nêrens anders in die ganse skepping of in die heelal is daar 'n duideliker beskrywing van wat God gedoen het aan daardie kruis as hier in Romeine 8. Hy is van mening dat Paulus sê hier vir ons ongelooflik mooi in Romeine 8 wat God op daardie kruis gedoen het, dat dit was sonde wat God hiermee afgereken het. Jesus Christus het op daardie kruis gehang, juis om af te spreek met hierdie sonde, sodat dit nie meer na ons toe oorgedra hoef te word nie. Nou dit is amper, as jy die gedeelte gaan mooi lees, as jy in gedagte hou die menslike natuur en hoe die sonde eintlik seevier in ons lewe, doelbewus of onbewus,
is daardie openingsgedeelte van Romeine 8 eintlik al skokkend of skrikwekkend. As Paulus die woorde gebruik en hy sê dat daarom is daar geen veroordeling vir die wat in Christus leef. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus leef. Nou as jy dink aan alles wat jy al ooit in jou lewe gedoen het, en ek is ook van tyd tot tyd daarso, dan voel 'n mens al skuldig. Jy voel baie keer selfs dom. Hoe kon ek so dink? Hoe kon ek hierdie besluit maak? Hoe kon ek so geredeneer het? En 'n mens voel skuldig daaroor, maar hierso sê Paulus vir ons dat die wat in Jesus Christus leef, het geen veroordeling. Hoe kan daar nie veroordeling wees nie? Ek het dan al so baie foute gemaak, so verkeerd van die pad afgedwaal. Hoe kan daar geen veroordeling wees nie? Waarom nie? Dan skryf hy daarso en hy sê vir ons van dit is sonde wat God mee afgereken het op daardie kruis. Dit is sonde waarmee God hierso, of sonde wat God hierso uiteindelik voor betaal het. So dit bedoel, omdat Jesus reeds vir dit in sy volkomeenheid betaal het, is die wat in Jesus lewe dus regverdig. Want hy het reeds daarvoor betaal, maar die mense wat kies om nog steeds vas te hou in hulle ou sondige maniere, hulle sit nog steeds in haar kolbesak van oordeel en straf en al daardie goeders van kleins af wat jy geleer is, jy weet nie dit, nie daar nie, kan nie hierdie nie, al sien God as hierdie kwaai pa waar daar boos sit en hy soek die hele tyd vir 'n geleentheid om jou te straf. As jy kies om in jou sondige natuur te leef, dan is dit jou lot. Maar as ons kies om in Jesus te lewe, in Christus te lewe, deur die Gees te lewe, dan is daar vryspraak. Dan is daar die al ewige swaard van sonde en oordeel wat ons almal so baie gehoor het. Dan hoef ons nie te vrees vir dit, want daar is vryspraak. En te danke aan die vryspraak word ons ingenooi in hierdie hernuwing of hierdie herskepingslewe wat God vir elke een van ons aanbied. Dan kan ons deel wees van hierdie nuwe herskepingslewe. Dit hoef nie iets te wees wat daar in die toekoms ver vir ons eendag lê nie. Dit is ook 'n realiteit hier, heiliglik in die nou. Paulus skryf op 'n later stadium, ons moet al ewig vernuwe in ons denke, in ons optrede, in ons gedagtes, soos wat ons ook nader en meer in Christus kan leef. Sien, die opstanding van Jesus, daai onmoontlike situasie wat ons almal altyd ontmoet. Daai opstanding van Jesus het vir ons een ding bewys. En dit is dat God ons nie net oorlaat aan die noodlot nie. Hy is aktief betrokke in die herskepping of vernuwingsproses van sy skepping. Hy het dit nog nooit net oorgelaat of daar gelos of net, jy weet, gekyk hoe doen ons op ons eie nie. God is aktief betrokke in die herskepping of die vernuwing van sy skepping. Die opstanding van Jesus Christus is hierdie radikale herskeppingsdaad wat God gedoen het. Om vir ons te bewys, of om vir ons te sê dat selfs deur verrottende vlees of 'n liggaam wat in 'n graf lê vir 3 dae, selfs die agteruitgang van die natuur en alles om ons met die besoedelende, God gee daaroor om. En deur Jesus Christus wat opgestaan het, wys hy vir ons dat hy gee om sy skepping ook te vernuwe. Maar die opstanding of wat God deur Jesus gedoen het op daardie kruis, is nie alleen daar vas nie. Jesus het daar gehang en hy het gesê, dit is voltooi, maar daar is ook steeds so 'n nog nie klaar gepraat element wat aan daardie kruis gaan kom. En jy kan het gelees reg deur die Nuwe Testament, want daar is nog steeds 'n komma element as dit kom by die gelowige. Niemand van ons hier het tot bekering gekom en dit was die einde. As ons eerlik is met onsself, dis 'n voortdurende vernuwingsproses. Soos wat ons meer van die Here leer, soos wat ons meer sy woord lees, soos wat ons meer in gemeenskap saamkom, dit is hierdie al ewige vernuwing wat ons van deel het. Jesus het dit begin, maar ons as gelowiges lewe dit nou uit. Dit is deel van die boodskap wat ons verkondig. Hierdie vernuwing deur die Gees en die wete dat dieselfde Gees soos Paulus het daar geskryf het, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het ons nou as belofte in ons ook, dat dit ons ook
eendag die doodheid sal opgaan, as ons weer teruggevat word na Here. En sien, hierdie belofte, hierdie ongelooflike uitspraak, dit gee vir ons as gelowiges die hoop, dat ons hoef nie meer in vrees te lewe vir oordeel of straf, of die dood, of enige van die ander boogeymen wat ons mee groot geword het. Ons hoef dit nie te vrees nie, want ons lewe in Christus, en hy het reeds die prys vir daardie sonde in volle betaal. So wanneer jy ooit jouself weer bevind, in hierdie onmoontlike situasie waar jy daar vasgevang is, waar jy geen uitweg kan sien, geen uitkomkans eers kan imagine, glo dat die Here se werk met jou, die Here se sê in jou verhaal, is nog nie verby. Leef in hierdie absolute afwagting, dat God altyd iets nuuts kan doen, dat God altyd vir jou 'n nuwe deur kan oopmaak. Want as jy leef met hierdie geloof, dan is elke uitdaging of elke struikelblok, dan kan jy elke een van die situasies sien, as slegs 'n ruspunt, as slegs 'n komma op die pad. Met die wete dat God is nog nie klaar met jou storie. Inteendeel, dit is eintlik net hierdie komma, hierdie ruspunt wat jou gereed maak en voorberei vir die nuwe wat God vir jou beplan. Vir hierdie ongelooflike alternatief wat ons nie eers kan insien nie, want onthou dis wat die Gees doen, hy vat die onmoontlike, dat jy nie dink kan gebeur nie, en hy maak dit vir jou realiteit. As ons met hierdie geloof leef, is elke struikelblok slegs 'n komma. Mag jy in hierdie nuwe seisoen, wat nou vir ons begin, so lank begin uitsien na die kommas, jou oë op die grond hou vir die geleenthede, om op die Here se goedheid te kan maak, en dit sy beloftes te staan, en hy bly getrou selfs onder ons nie. Ek sien uit om te hoor van die kommas, wat vir elke een van julle verwag in hierdie nuwe seisoen. Want ek kan met sekerheid vir julle sê, dat God is nog nie klaar gepraat met jou storie. Amen. Kom ons sit so, dan sluit ons hier. Here, ons kom vandag voor die bewus daarvan dat daar oomblikke in ons lewens is waar ons moed verloor. Waar ons voel dat ons verhaal by 'n punt gekom het. Maar U is die God wat kommas gebruik waar ons net punte sien. Ons vra dat U ons sal help om hierdie kommas te herken. Nie moed om te gee nie, maar om te vertrou dat U steeds werk. Gee ons die geloof om te glo dat daar altyd nuwe begin is by U. Selfs wanneer ons vasgevang voel in die onmoontlike werklikhede waarin ons onsself bevind. Mag ons sien hoe U hand vir ons lewens werk en lei ons na 'n nuwe seisoen van groei en vervulling. Amen. En dan vir tweede een vra om vir ons die slotlied te sing.
en jy is 'n man om spore te los. Ek en jy is 'n man om spore te los. Baie dankie almal, sterkte in die week, geniet lentedag, probeer maar warm bly op lentedag. Ek hoop dit is 'n wonderlike seisoen wat vir elkeen van ons wag. Mag ons God se kommas raak sien in ons alledaagse uitdagings. En wanneer ons dit sien, weet dat dit is juis vir daai komma waar God se woorde in jou lewe verder loop. Dankie almal.